Welkom by deel 2, wat ons nou is die upcoming fights. Ons is nou klaar met die done fights, nou is dit upcoming, maar as dit UFC. Ja, niks serious boxing nie. Niks kickboxing, niks enige boxing nie, net UFC. En dit sou mos nou wees, dis mos Saudi-Arabië. Ja, Saudi. Sou mos nou Robert Whittaker teen Hamzat Chimaev gewees het, maar hy is nou uit in sy kas en siek. Hy lê daar iewers in 'n bed. Half na nie dood, klink dit my. Baie erg siek. Soos op hy word gou gesond, maar hulle het nou vir Ikram Aliskerov in sy plek gekry. So dit is nou die main event. Robert Whittaker teen Ikram Aliskerov. Yes. Maar ons gaan gou deur die undercard daar klop en dan vat ons die. Ek sien jy wil sommer na die main event gaan jy speel hier rond. Nee, ek het maar net gesê, want dis mos nou die main. Nee, dis reg. Dis UFC Fight Night Saudi-Arabië, Whittaker versus Askerov. Ons gaan nou by hulle uitkom. Ons gaan by hulle kom. Right, Skalla? Wat gaan aan daar? Ek wil net, ons doen dit nou soos wat ons al in die verlede gedoen het. Noem net so 'n paar fights wat interesting is. Mind you, die prelims begin 6:00 die aand. So letterlik Saterdag 6:00 kan jy, ek dink ek sal 10 en 7:00 se kant eers begin kyk, laat ek net daai 2 fights op die prelims kan sien en dan die hele main card. Wanneer begin die main 9:00? Okay, gou ja, 9:00. So ja, jy kan of 9:00 die main card begin kyk of jy kan 6:00. Maar hulle wys mos nie altyd van die begin af die prelims of die early prelims. Hulle wys partykeer nie die early prelims, maar die prelims wys. Maar hier is die early prelims. Okay, maar anyway, die een fight op lightweight wat lekker kan wees is daai Nasrat Haqparast. Glo dit of nie, ek sê sy naam reg. Weet jy of jy hom kan onthou nie? Ek het al definitief van hom gehoor. Hy is Kelvin Gastelum wat in die main card fight se doppelganger. Hy lyk flippin soos sy tweelingbroer. Hulle lyk amper presies dieselfde. Hulle fight omtrent dieselfde fighting style alles, maar dis twee totale verskillende mense. Hulle weet nie eens van mekaar nie. So en hy fight teen Jared Gordon. Ons het mos al van Gordon gepraat. Gordon is mos eintlik die eerste ou wat vir Paddy in die UFC gewen het, maar toe gee hulle dit mos nou vir Paddy. So dit het hom nou half op almal se radar gebring, maar so dit behoort 'n kwaai fight te wees. Ek dink dit gaan 'n lekker fight wees. En dan dis dit. Ek gaan nie eens verder praat nie. Ek kan nie eens 'n prediction nou maak nie, want ek ken hulle twee nie so goed. Ek sal nou eers moet loop dieper inkyk oor hoe ek voel. En dan in die main event van die prelims, of die headline van die prelims, is daai Sharapudin Magomedov. Dis daai Shara Pirate ou met die een oog, met die rooi baard, wat net skop. Dis soos die Naas Botha van die Arabiere. Hy wil net skop, my man. Hulle kry 'n takedown op daai man. Jy weet mos as jy 'n takedown kry, die ou staan bo en dan wil hy jou mos van bo af slaan. Daai Shara lê op die grond, dan skuif hy sy heupe, dan skop hy daai man in sy gesig van die grond af. Hy wil net skop, my maat. So ja, die ou teen wie hy fight, het ek nie eens geweet daar is so mense in die wêreld nie. Dis 'n prentjie van hom, hy is sommer net so swart dingetjie. Hy seker maar net ingevoer. Okay, main card, jy kan maar gooi. Wat jy daar sien, of moet ek maar vinnig raak? Kom ons kyk gou, hier's Johnny Walker, hy's altyd entertaining. En Volkan Oezdemir. Dink Johnny behoort daar te wen met sy class jaw. Dink jy regtig so? Ja, ek dink hy kan hom wen. Hy Oezdemir is mos so broed. Hy's nie so explosive en atletiek, maar weet net hy slaan hard en hy's soos 'n broed. Mislaan so. Ja. Anders sal hy wen. Ja, maar dit sal 'n fun fight wees. Dit kan ek sê. Die een naam worry ekie want ek ken nie 'n flip een van hulle nie. So Kelvin Gastelum teen D-Rod. Daniel Rodriguez, dit kan wel kwaai wees. Ja, en dan kom ons terug op die skrip, wil ek amper sê. Kom Sergey Pavlovich teen Alexander Volkov, 'n lekker heavyweight nommertjie. Ja, daai's
ek weet nie wat die UFC wil doen of hulle nou weer 'n burgeroorlog wil veroorsaak in Rusland nie, want dis Rusland se 2 beste heavyweights wat teen mekaar fight. So hulle kan hierdie kaart World War 3 noem as hulle wil. Al twee is predominantly strikers. Ek dink Volkov is baie meer technical. Ek dink hy's baie meer skilled as 'n striker met sy kicks, met sy punches. Dis mos 'n maase lang stuk rus. Maar ek weet nie jong, hy sê Sergey Pavlovich is 'n wrecking ball. Hy kom in en hy slat vir jou binne jou maag in. Hy het ongelooflike power. Dink hy sal vir Volkov knock-out. Dink jy? Ja, Volkov is ook al oud. Hy's al baie mileage op. So dink en Pavlovich het nog net 2 losses. Okay, hy kom van sy 1 loss af. Ja, teen Aspinall. Maar ek dink hy behoort te wen. Ja. Ek dink dit is my te moeilik. Kyk, my heel eerste instink was gewees, ja, Pavlovich gaan hom knock-out. Ek weet ook nie hoeveel rondes dit is nie. Dis sal 3 rondes wees. Ja, so dan is dit ook nie noodwendig te sê nie, maar my eerste gevoel was Pavlovich. Hy knock almal in die eerste ronde uit. Maar kom ek sê net gou vinnig 2 goedjies. Hulle albei is former Aspinall victims. Aspinall het vir Pavlovich in die eerste ronde geknock-out en ek weet nie of hy vir Volkov in die eerste of die tweede ronde gefinish het nie. Kan dalk die tweede ronde wees. Moet daai snaakse aanbaar wat hy hom grond toe gevat het. Maar hier kom dit nou skalk. Volkov voel dit vir my hy's predominantly 'n striker, so hy sukkel gewoonlik met die grapplers, maar met die strikers doen hy baie goed, want hy het mos nou die masse height and reach advantage, en hy het crazy, ek wil nie sê crazy goeie skills nie, hy's stadig, maar ek meen, hy doen dit al vir lank, so sy timing is blerry goed, en hy het 'n goeie mind vir fighting. Dink gou teen Tai Tuivasa, hoe hy hom opgeneek. Dink gou daai Tybura ou, hoe hy hom opgeneek. Ek dink amper hy het 'n ander ou ook soos Rosenstrike of een of ander ou wat almal ook gesê het, ja, daai ou raak aan jou, dan slaan hy jou uit. Hy het hom geknock-out, soos al is hy 'n bietjie stadig en methodical en goed, hy begin voel al vir my soos die boxing version van Vladimir Klitschko. Dis boring. Hy lyk meganies of robotic, hy lyk stadig, maar vir een of ander rede wen hy net al die ouens en hy knock hulle eventually uit. Ja. En dit voel vir my, Volkov het die tools om to weather the storm of the dangerous puncher en om hom heeltyd net op, hy voel amper vir my ook so Sean Strickland. Strickland het dit nou al bemeester om hierdie jong wille mense, hy nullify al hulle weapons en maak hulle moeg en dan haal hulle uit of hy dominate hulle. En Volkov voel vir my, hy soek so 'n leeutemmer. Hy sal vir Pavlovich, as hy kan survive die eerste ronde, dan sal hy hom stadig maar seker begin uitmekaar uitpik. En die ding is, Pavlovich volgens rekord sê hulle, hy's 'n pretty decent wrestler, maar ek het hom nog nooit sy wrestling sien gebruik nie. Ek dink al waarvoor hy dit gebruik is vir takedown defense en vir scrambling. Hy gebruik dit nooit vir offensive wrestling nie. So, en nou weet 'n mens ook nie, onthou hy's geknock-out in sy laaste fight, so hoe affekteer dit om mentally, nommer 1, hy moet nou daai demons uit die attic uitkry. Nommer 2, het sy kop herstel al van die knockout. Jy ly mos aan 'n harsingskudding, so hy kan dalk meer susceptible to damage wees as wat hy van tevore was. En jy weet nie hoe dit sy fighting style gaan beïnvloed nie. Miskien fight hy nou baie versigtiger en dan gee jy maar net soveel meer geleentheid vir Volkov om jou op sy pace stadig af te pik. So ek speel nou devil's advocate met jou, maar dit voel vir my, al sal ek lean na Pavlovich toe, dit voel vir my, Volkov op hierdie stadium is 'n bad styles matchup vir Pavlovich. Okay. Maar does that make sense? Gaan hom knock-out. Ja, sê maar ek kan jou nie oortuig jong. Jy stick with your guns. Maar jy wil. Nee, dis goed. Maar wat ek dink.
Ja, ek moet seker maar sê, maar ek maak net die argument, vir die ander ou daarom. moenie skrik as Volkov die ding vat nie. Nee, Dalk moet punte of sommer nog moet 'n knockout ook. Ja, definitely. Okay, en dan is dit die main event. Die nuwe main event. ja. Whittaker teen Ikram Aliskerov. So Whittaker, 26 wins, 7 losses, 9 knockouts, 5 submissions, 11 decisions. En Ikram is 15 wins, 1 enkele loss, 6 knockouts, 5 submissions, 4 decisions. So hy's 'n all-round. Al twee is redelik all-round. Ek dink Robert se submissions is net 'n bietjie minder volgens ratio met die knockouts en die decisions en hy het meer losses. Dit is eintlik alwaar. Ja, groot. Ja, maar wat hy het tonne meer ervaring as Aliskerov. Kom ek sê gou weer net, ons hoef nie veel van Robert te sê nie, want almal ken die Reaper vir ou Bobby Knuckles. Hy's nog steeds een van my favorite fighters. Ek like hom vir Bobby Knuckles. Askerov is natuurlik van Dagestan, Russia, en hy is ook 'n Master of Sambo Combat specialist of wat ek al so vader weet. Dit is nou al so, as ek hoor 'n ou doen Sambo, dan dink jy, vader, nou is die ander man in die moeilikheid. Dis net 'n gestoeiery en 'n keer, dis mos Khabib en Islam en man, almal wat daar so kom met daai ringbaarde, hulle almal doen Sambo. Kom uit die berge uit die Crazy Mountains uit. Hey, wat sê jy my seentjie? Kom, ons is nou by die laaste episode. So ja, Combat Sambo. Die ironie van die saak is, sy enigste los wat hy het is teen Khamzat. En hy replace vir Khamzat in hierdie ding. So revenge. Ja, dis 'n ander ding. Ja, dis nou maar sy beste manier op hierdie stadium hoe hy vir Khamzat kan revenge. Hy vat sy fight af. Die twee vrae wat ek het rondom dit. Ek meen Robert Whittaker het sy ass off getrain vir die Khamzat fight. Dit weet ons obviously, want Khamzat is 'n gevaarlike bloody ou. Hy het getrain, hy het 'n volle training camp gehad en ek is seker daarvan hy's in tip-top shape as hy nie nou met secret injuries of iets soos dit sit nie. My vraag is, het Ikram, kom ek sê maar dis makliker as Aliskerov, het Ikram 'n fight scheduled gehad? Was hy deur 'n training camp of het hy nou hierdie ding op short notice gevat op 'n week en nou moet hy maar gaan met wat hy het, soos dit kan 'n groot rol speel in die outcome van hierdie fight. Dan my ander vraag is, wat is die toestand van sy chin? Ek weet Khamzat kan punch. Ons almal weet hy het regtig 'n goeie power. Nou nie Ngannou level power nie, maar hy het goeie power. Hy het ek het daai video al 100 keer gesien. Hy het vir Ikram met 'n uppercut geknockout in Eagle FC. Ek dink Ikram het nog 'n hoek of 'n ding geslaan en Khamzat is onderdeur en toe steek hy die uppercut en hy beweeg nog uit die pad uit vir die counter ook. Dit was beautiful geweest. Maar eenhou toe val hy man soos 'n nat vis op die grond. So is dit nou maar omdat dit what the flip. Is dit nou maar, nie is nou die ding wat uit die lug uitval. 'n uppercut is 'n devastating punch. Dis hoekom sy naam uppercut is. Maar dis mos nou maar die punch wat jy nie sien nie, wat jou gewoonlik knockout en Khamzat 'n decent power. Maar nou is dit nou maar net al daai goeters wat inspeel, wat nou maar net die pitch of 'n shot gegee het, of beteken dit dalk dat Askerov of Ikram of wat ook al nie die beste chin in die wêreld het nie, en hy het nou maar geval vir dit. Dis die een ding, en ja, dis die twee goeters wat ek wil sê, en dan in Robert Whittaker se kant, al nadeel wat ek nou vir hom kan sê is, nommer 1, jy kry nie veel tyd
op Ikram om hom te study nie. Ikram se ouens kan binne 'n week opkom met 'n kwaai gameplan teen Rob, want jy die wêreld se type op hom, jy kan 'n goeie gameplan develop. Rob moet maar net vertrou op sy eie skillset en ingaan en play it by ear, wil ek amper sê. So daai gaan 'n bietjie teen Rob tel. En die ander ding wat teen hom gaan tel, onthou hy het nou heavy getrain vir 'n fighter wat 'n heel ander fighting style het. Khamzat is heavy wrestling based. So obviously het Whittaker hom sif gestoei in takedown defense in hierdie camp. En obviously Askarov is ook 'n wrestler, maar hy sambo soos Khamzat het mos hy het mos in die Olympics deelgeneem vir Sweden in 'n heel ander tipe freestyle wrestling of wat ook al. So dis heeltemal different tipe fighting styles wat hulle het. So dit kan 'n bietjie teen hom tel. Ek meen kyk wat het gebeur met Tony Ferguson het vir Khabib getrain. En toe kan Khabib uit Rusland uitkom nie. Toe fight hy vir Justin Gaethje. Soos dis die grootste verskil tussen styles omtrent wat jy kan kry. En toe slaat Gaethje hom amper vrek. So en Gaethje het ook op short notice gevat. So daai moet 'n mens ook in gedagte neem op die ou end van die dag. So with all that said and done, wie dink jy behoort die favourite te wees? Robert. Ek dink hy is die favourite wees. Want al is dit nou 'n ander ou, die ou het die fight op short notice gevat. So ek weet nie of hy wat se training hy gedoen het en al die dinge nie. So ek dink Robert kan dalk wen, dalk maklik wen. Maar ja, die ander ou kan ook wen. Ek sal glad nie verbaas wees as hy wen of hom grond toe vat of wat ook al nie, maar ek dink Robert word die favourite wees. Ja, en Robert sit met 'n skill set en experience wat daai ou nog net van kan droom. Ja. So nee, ek dink jy sal stupid wees as jy nie vir hom kies nie. So ja, Robert all the way. En dit is die einde van episode 51, my maat. Area 51. Ons kyk of daar aliens is. Nee, dis net die klein alientjie wat hier lê. Uppercut, sê bye vir die mense. Uppercut. Hey. Sê bye vir Bloodsport Media. Nee, wat hy sê nou lus vir enige sulke goed hê. Vrede, alles wat mooi is, alles wat rooi is. Asai, tot volgende week. Tot ziens.